Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. En nou lê die Here sy naam op ons, sy groot seën hier in sy erediens. Genade, barmhartigheid, vrede, God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid die Here, ons sing Psalm 146, waarvan vers 1, 2 en 3, en dan daarna gaan ons geloof saam stande bely. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig
en hulle nie doen nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie hou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Waarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig? Jy jou vader en jou moeder, wat jou daar verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek, jy mag nie steel, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Oor die 10de gebod belei ons, Heidelbergse Katekisme Sondag 44. Wat eis die 10de gebod van ons? Jy mag nie jou naaste se huis begeer, of sy vrou, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel. Wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid leef. Kom ons antwoord en dan sing ons Psalm 2. Psalm 2, ons gaan daar van die eerste en die 5de vers sing. Ons sing strofe 1 van die magte wat saamspan teen die Here se gesalfde. En iets hiervan gaan ons ook lees vanoggend, waar die koning van die land vir Elisa wil doodmaak. En dan in strofe 5 gaan ons sing, die trotsaards sal u met die ysterstaf soos erdepotte slaan tot grys en skyf. Die trotsaards aan die voor die Here stand hou nie. Hiervan is ons hartelik vol. Ek ook die laaste reels wat ons saam sing. Aanvaar die tug wat u sy liefde toon. Die Here betoon sy liefde aan ons met sy tug. Aanvaar die tug wat u sy liefde toon. Psalm 2, 1 en 5 en dan gaan ons saam bid. Yeah.
Hebreërs lees ons dat ons met vrymoedigheid troon van genade mag nader. En ook vanoggend het ons weer terneer besef uit die wet uit dat dit nie is omdat ons so goed is nie. Dat ons enigstens in onsself vooruit is nie. Omdat ons enigstens in onsself heilig is nie. Soos wat die hele Hebreërbrief vir ons wil uitbasy, dit alleen van wie ons hoëpriester Christus, ons perfekte middelaar, by U in ons intree en vir ons bid. Sy perfekte offer, want hy die toren stil gemaak het. Toren wat ons sondes opgewek het en steeds doen. So getuig en bely ons ook, Vader, dat ons lewens ver te kort skiet om U welbehaaglik te wees. Ons maak U nie bly met ons hele lewe, elke oomblik van die dag nie. Ons het daar die begeerte, Here, net omdat U dit in ons gewek het, ons het die begeerte om elke gebod gehoorsaam te wees, maar ons gedagtes, ons verstande, ons dade, skiet ver te kort. Daarom kan ons net na U toevlug en U smeek dat U ons sal vul met die Heilige Gees, dat U kragtig sal werk deur die Gees. Ag, o Here, as U ons in onsself sal oorlaat, sal daar niks van ons oorbly nie. Ons sal heeltemal te gronde gaan en onsself verpletter in die afgrond. Ons weet, sonde is 'n dodelike mag. En so baie speel ons daarmee. Here, vergewe tog vir ons. Wees ons genadig en bring ons na U toe, waar ons veilig is, waar ons kan ware skuiling vind. Onder U vleuels, is daar vir ons ware skuiling en vrede. U alleen is daar vir ons lewe. En so wil ons na U toevlug, ons smeek U dat U ook ons saam wees hier, as gemeente, as U kerk, U vergadering beskerm en onderhou, dat U ons saam weer sal seën, die naam hierdeur verheerlik mag word, dat ons nie ons eie koppe sal volg nie. Skenk ons die genade dat ons sal buig onder die gesag van U woord. Mag U woord in ons midde opkom en opklink. Mag U, Here, ons aan U self vasbind. Bind ons tog aan U, die enige God. Ons smeek hierdie van U in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Voordat ons kom saam is in die Here se woord, kom ons sing Psalm 65 daarvan die 3de vers. Oh
En suster, ons bereik die einde van ons reeks preek oor Elisa, 2 konings. Ons eindig nie vandag nie, maar ons bereik die einde van die geskiedenis wat ons lees in Konings oor Elisa. Vandag gaan ons lees in 2 Konings 6 vanaf vers 24 oor die einde van hoofstuk 7. Dit is 'n redelike langer gedeelte, maar dit is een groot geheel. 2 Konings 6 vanaf vers 24. En daarna het Ben-Hadad, die koning van Aram, sy hele leer versamel en opgetrek en Samaria beleer. En daar was 'n groot hongersnood in Samaria, want hulle het dit beleer totdat 'n eselskop 80 sikkels silwer en 'n kwart kap duiwemis 5 sikkels silwer werd was. En terwyl die koning op die muur verbygaan, roep 'n vrou na hom en sê, "Help, heer koning." Maar hy antwoord, "As die Here jou nie help nie, waarvan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskuip?" Verder sê die koning vir haar, "Wat is dit met jou?" En sy antwoord, "Hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun, dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet." So het ons aan my seun gekoop en hom geëet, maar toe ek die volgende dag vir haar sê, "Gee jou seun dat ons hom eet," het sy haar seun weggesteek. Toe die koning die woorde van die vrou hoor, skeur hy sy klere terwyl hy op die muur verder loop. Die mense het gesien hoe daar 'n roukleed onder op sy liggaam was. En hy sê, "Mag God so aan my doen en so daaraan toe doen, as die hoof van Elisa, die seun van Safat, vandag op hom sal bly staan." Terwyl Elisa in sy huis sit, en die oudstes by hom sit, het die koning 'n man voor hom uitgestuur, maar voordat die boodskapper by hom kom, sê aan die oudstes, "Het julle gesien dat hierdie moordenaarskik stuur om my hoof af te slaan? Let op, sodra die boodskapper kom, sluit hy die deur toe en druk hom met die deur weg. Is die geruis van sy heer se voetstappe nie agter hom nie?" Terwyl hy nog met hulle spreek, kom die boodskapper juis af na hom toe. En die koning sê, "Kyk, hierdie onheil kom van die Here. Wat sou ek langer op die Here wag?" Toe sê Elisa, "Hoor die woord van die Here. So spreek die Here. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria." Maar die adjudant op wie se arm die koning geleun het, antwoord die man van God en sê, "Al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur?" En hy sê, "Kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie." En daar was 4 melaatse manne by die ingang van die poort. En het die een vir die ander gesê, "Wat bly ons hier totdat ons sterwe? As ons sê, laat ons in die stad ingaan, aangesien daar hongersnood in die stad is, dan sal ons daar sterwe. En as ons hier bly, sal ons sterwe. Kom dan nou en laat ons oorloop na die laag van die Arameërs. As hulle ons laat lewe, dan bly ons lewe. As hulle ons doodmaak, dan sterwe ons." En hulle het klaar gemaak in die aandskemer om in die laag van die Arameërs in te gaan, maar toe hulle aan die buitekant van die laag van die Arameërs kom, was daar niemand nie. Want die Here het die leer van die Arameërs 'n gedruis van waans en 'n gedruis van perde, 'n gedruis van 'n groot leermag laat hoor, sodat hulle die een vir die ander gesê het, "Kyk, die koning van Israel en die konings van die Hetiete en die konings van die Egiptenaars het ons gehuur om ons te oorval." Daarom het hulle in die skemer klaargemaak en gevlug. Maar hulle tente en hulle perde en hulle esels, die laas soos dit was, in die steek gelaat, hulle het vir hulle lewe gevlug. En toe daar die melaatse manne by die kant van die laag kom, het hulle een tent binne gegaan en geëet en gedrink en daar silwer en goud en klere uit weggeneem en het gaan begrawe. Dan het hulle teruggekom en 'n ander tent ook binne gegaan en ook daaruit weggeneem en het gaan begrawe. Toe sê hulle die een vir die ander, "Ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag
van goeie boodskap. En ons bly stil. As ons vertoef tot die môrelig toe, dan sal ons skuldig staan. Kom dan nou, laat ons gaan en dit in die huis van die koning vertel. En hulle het gekom en aan die poortwagters van die stad geroep en aan hulle berig gebring en gesê, ons het by die laar van die arameërs gekom, maar kyk, daar was niemand en geen mense stem nie, maar net vasgemaakte perde en vasgemaakte esels en tente, net soos dit was. En die poortwagters het geroep en het binne in die huis van die koning vertel. Toe staan die koning in die nag op en hy sê aan sy dienaars, laat ek julle vertel wat die arameërs aan ons gedoen het. Hulle weet dat ons honger ly. Waarom het hulle uit die laar getrek om hulle in die veld weg te steek en gesê, as hulle uit die stad uittrek, sal ons hulle lewendig vang en in die stad inkom. Maar een van sy dienaars antwoord en hy sê, laat hulle dan toch 5 van die perde wat hier oorgebly het neem, kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat hier oor is, kyk, hulle is soos die hele menigte van Israel wat omgekom het, laat ons die dan stuur en sien. Hulle neem toe 2 strydwaans met perde, en die koning het agter die leer van die arameërs aangestuur en gesê, gaan kyk. En hulle het agter hulle aangegaan, tot by die Jordaan, en kyk, die hele pad was vol klere en voorwerpe wat die arameërs in hulle oorhaastige vlug weggegooi het. Daarop draai die boodskappers om, en deel dit aan die koning mee. Toe gaan die volk uit, om die laar van die arameërs te plunder. En 'n maat fyn meel het 'n sikkel gekos en 2 mate gars 'n sikkel, volgens die woord van die Here. En die koning het die adjudant op wie se arm hy geleen het, oor die poort aangestel, maar die volk het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het volgens die woord van die man van God, deur hom uitgespreek, toe die koning na hom afgekom het. Maar toe die man van God met die koning gespreek en gesê het, môre omtrent sulke tyd sal 2 mate gars 'n sikkel en 2 maat fyn meel 'n sikkel werd wees in die poort van Samaria, het die adjudant die man van God geantwoord en gesê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou so iets kan gebeur? En hy het gesê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. En so het dit met hom gegaan. Die mense het hom in die poort vertrap, sodat hy gesterf het. Koning van Israel het soveel onverdiende genade beleef. In die vorige deel wat ons vorige week by stilgestaan het. Die Here se genade was so groot, elke keer red die Here sy volk weer van die arameërs, van hulle groot vyand. En dit deur sy woord, deur Elisa. Elisa het elke keer vir die koning gesê, gaan manne vat manne soet toe, dan as die arameërs daar kom, dan is dit klaar reeds versterk daar en hulle kan nie iets daar doen nie. So die Here elke keer waar die arameërs gekom het, uitkoms gebring vir sy volk, vir die koning. En dit sonder dat die koning of die volk enigstens daarvoor gevra het. Sekerlik moes dit 'n impak gehad het op die koning nie, waar die broer en suster? Elke keer weer kom die Here tot sy redding. En hierdie keer is die koning van Aram weer terug, maar hierdie keer met sy hele weermag, en hy kom neem die hele Israel in. Hy vorder goed, hy vorder reg deur die platteland, al die plase, vorder hy goed, tot by Samaria, die hoofstad van Israel. Nou in daai tyd was die stede nie soos ons dorp hier nie. Die stede was omring met 'n groot muur, en dit was baie veilig gebou, sodat die vyand nie sommer maklik daar in die stad kon inkom. Nou so was die stad Samaria waarskynlik 'n moeilike stad gewees om in te neem. Net 'n bietjie verder in die boek 2 Konings, in 2 Konings 17 vers 5, waar lees ons dat die arameërs hierdie selfde stad Samaria, die hoofstad van Israel, ook beleer het. En daar lees ons dat die Assiriërs die stad vir 3 jaar lank beleer het. So met ander woorde, hulle vir 3 jaar lank hierdie stad omsingel. Niemand kon in hierdie stad ingekom het nie, om enige kos vir die mense daarin te gebring het nie, en niemand kon uit die stad uitgegaan het nie, want hulle word doodgemaak. Die vyand is reg rondom die stad. 3 jaar lang. Nou iets soortgelyks
het ook gebeur, dit wat ons hier lees in 2 Konings 6 en 7. En het gaan werklik beroerd en benaard. 'n Eselskop kos 80 sikkels silwer. Daar was nie meer beesvleis gewees om te eet nie. Daar was nie meer skaapvleis gewees om te eet nie. Daar was waarskynlik ook nie meer perdevleis gewees om te eet nie. Ook nie meer esels of donkie nie. Al wat daar nog was hier en daar wat mense kon eet, was die kop van 'n esel. Nou, watter voedingswaarde sou daar wees in 'n esel se kop? En so 'n esel se kop is verkoop vir sakke vol geld. En daarbij was 'n esel was 'n onrein dier gewees vir 'n Israeliet. 'n Israeliet het nie, en hy mag ook nie, 'n esel geëet nie. Maar hulle is so uitgehonger van hierdie vyand, wat hulle in hierdie stad toegesluit hou, dat hulle maar eselskoppe en naderhand duiwemis begin eet. Nou op die minste wat hier staan oor die duiwemis, is dit 'n bietjie moeilik om presies weet wat hier staan en hoeveel die gewigte en die inhoudsmaat en die geld in was, maar op die minste kos 'n halwe liter duiwemis 36 gram silwer. Op die minste, is waarskynlik meer. So besef ons dat die strop trek regtig styf. Maar dis nie al nie. Vrouens begin nader dat hulle eie kinders te eet. So probeer hulle net om aan die lewe te bly. Nou, hierdie is nogal iets wat 'n mens aangryp as mens dit in die Bybel lees. Mens vergeet dit nie sommer nie. En so ken ons hierdie woorde dat die mense al hulle eie kinders begin eet het. Ons ken dit vanuit 'n paar plekke in die Bybel. In Klaagliedere 2 en 4 lees ons dat dit gebeur het juis toe die volk in ballingskap weggevat is. Toe is dit ook so benaard gegaan. Hulle het ook nadat hulle eie kinders begin koop. En hierdie verskriklike lot bekla die Klaagliedere. Klaagliedere is 'n kort boek. Maar dit kla oor hulle verskriklike lot. Is te verstaan het, hulle begin hulle eie kinders te koop. Hoe gebeur so iets? Hoe gebeur so iets? Broers, is die skokkende hiervan is dat hierdie nie die noodlot was wat vir Israel getref het. Was dit maar dit gewees. Maar dis nie wat hier staan nie, dis nie wat hier gebeur nie. Ons lees ook al lankal reeds terug in die Bybel van volk wat hulle eie kinders sal koop en eet. En 2 groot hoofstukke in die Bybel, 2 groot verbondshoofstukke van die verbondsseëninge en die verbondsvloeke. Lees ons dit ook al reeds. Dis in Deuteronomium 28 en in Levitikus 26. Jy kan gerus Deuteronomium 28 nog gaan lees vanmiddag op die eie tyd. Net Levitikus 26 gaan ek vir ons lees. Nou die Here het klaar sy volk verlos uit Egipte en het met hulle die verbond gesluit en dan eers kom hierdie oproepe om die verbond van die Here te hou. Lees ons in Levitikus 26. Die Here het met die volke verbond gesluit. In Levitikus 26 lees ons: as julle ook hierom nie na my luister nie, maar julle teen my versit, sal ek my in grimmigheid teen julle versit, en ek sal julle ook 7voudig tigtig weens julle sondes. En julle sal die vlees van julle seuns eet, en die vlees van julle dogters sal julle eet. Nou dit is in vers 27 en 29, so daar sal 'n klomp dinge daarvoor gesê het, maar die volk verhard hulle nog steeds, nadat sê die Here gaan dit gebeur, hulle gaan hulle eie kinders eet. Wat besef ons, broer en suster, die Here het 'n verbond met hierdie volk gesluit, en as die Almagtige en die enigste God met jou 'n verbond sluit, dan het dit verrykende implikasies as jy van hierdie verbond af wegstap, of as jy hierdie verbond hou. Volk is besig om weg te stap van die verbond af. Sien die Here vir hulle gaan hulle eie kinders koop en eet. Met ander woorde, hier in 2 Konings 6 en 7 is die Here besig om kliphard vir die volk uit te roep. Hy roep hulle terug na hom toe. En dit kan nie selfsugtig
wees van die Here om te sê, kom na my toe nie. Die Here kan nie selfsugtig wees nie, want om by die Here te wees, dit is vir sy volk die lewe. Ons moet nie hierdie lees en dan net dink by onsself, hierdie Arameërs was dan 'n wrede nasie gewees. Hulle was dan 'n wrede volk gewees. Nee. Dis die Here wat hierso oproep. Dis genade tyd. Deur swaar kry broer en suster, roep die Here ons na hom toe. Maar dan besef ons weer opnuut hoe ellendig ons is sonder die Here. Deur swaar kry, roep die Here ons na hom toe. By hom is daar eers vir ons regtig skuiling en vrede. Broer en suster, ons is van nature geneig om God in ons naaste te haat. So bely ons dit in ons belydenis. Verskriklike woorde om te bely. Ons harte is, met ander woorde van nature, is ons harte kliphard. Broer en suster, ken jy dit uit jou eie lewensomstandighede, uit jou eie lewenservarings, so wat jy al jouself leer ken het, jy het al in jouself gesien dat jou hart is hard. Hier lees ons dat hierdie koning op die muur staan. En dat ons gelees wat daar gebeur het, belewenis wat die vrou vir hom vertel wat in haar lewe gebeur het. En dan antwoord die koning vir haar, wat antwoord die koning? Die koning sê, as die Here jou nie help nie, waarvan moet ek jou help? Die Here help jou nie, hoe is ek veronderstel om jou te help met brood of met iets om te drink? Dis wat die Paska beteken, iets om te drink. Hoe moet ek jou help, sê die koning? Iets om te eet of iets om te drink. Met ander woorde, wat sê die koning hier? Hy sê, hier is alles die Here se skuld. Die Here help jou nie, so hoe moet ek jou help? Hy sê, hier is alles die Here se skuld. Wat 'n gruwel. Dis glad nie die waarheid nie. Hier is die volk en die koning se skuld. Hulle weier om voor die Here te buig. Sê die koning is die Here se skuld. En swaar kry wil ons ook partykeer die Here blameer. Partykeer stoei selfs gelowiges regtig hiermee. Partykeer stoei ons regtig hiermee, ons wil die Here blameer vir ons swaar kry. Maar om gespas hou aan die verbond van die Here met ons en waar hy beloof dat die Here vir ons 'n God sal wees en sy woord is altyd vas. Die Here is altyd getrou aan sy woord en hy sê hy sal vir ons 'n God wees. Dan kan ons besef, maar die fout kan nooit by die Here wees nie. Hy is getrou aan sy woord, hy is altyd vir ons 'n God. Die fout is ons dat ons geloof in ander dinge begin plaas. Op dinge, die mense begin ons vertrou en nie op die Here nie. Koning skeer sy klere. Toe hy hierdie gebeurtenis hoor van hierdie vrouens wat hulle eie kinders geëet het. En dan word dit net vermeld in vers 30, dat hy amper terloops word het gesê, dat hy 'n roukleed onderaan sy ander klere aangehad het. Nou, hoekom sal dit hier staan? Wat is hier nou nie gebeur? Hoekom is dit asof die koning hierdie roukleed onder sy ander klere wil wegsteek? Plaas skeer hierdie koning sy hart. Hierdie koning is baie trots. Hy is baie hoogmoedig. Hy sal nie sy swakheid wys nie. Vol bravade en amptelike trots loop hy daar op die muur, terwyl sy volk hulle eie kinders begin eet. Hoekom buig hierdie koning nie in sak en as voor die Here nie? Hoekom roep hy nie die volk op tot rou en tot bekering en tot verootmoediging voor die Here nie? Hoekom verootmoedig die koning nie homself voor die Here nie? En die openbaar dat almal kan sien, die Here is koning en nie hy nie. En so ry eerder in vers 31 daar smeer hy dat Elisa moet sterf. Die koning sê die Here en sy woord moet sterf. Hy het genoeg van die Here gehad en hy het genoeg van die Here se verbond gehad en hy het genoeg van die Here se woord gehad. Dis skokkend hartseer.
tog het hy 'n roukleed onder aangehad. Hoekom? Die koning het gedink, dalk moet hy net hier en daar iets doen vir die Here. Dalk sal die Here dit sien en dan hulle red. Hy is eintlik maar skaam oor sy berou. Hy skaam om voor die Here te buig. Hy skaam om in afhanklikheid van die Here te wees. Hy skaam om die Here te dien. Hy skaam om voor die Here te buig. Maar hy doen dit maar. Hy trek maar hierdie roukleed aan, want miskien kan hy daardeur net dalk iets vir die Here verdien. Miskien is dit wat nodig is sodat die Here hulle sal laat luister en die Here hulle sal uitred. Hy soek nie die genade van die Here op nie. God se genade vir sy volk van die Christus, dit soek die koning van hy sal nie op nie. Hy dink hy kan iets by God verdien. Die koning dink hy kan iets by die Here verdien. Maar Christendom, broer en suster, is heeltemal anders as enige ander geloof in hierdie wêreld. Ons kan niks by die Here verdien met enigiets wat ons doen. Hierdie koning is bereid om hier en daar iets te doen en te kyk of hy miskien iets kan verdien by die Here, maar om werklik te buig onder die woord van die Here en onder die gesag van die Here te buig, dit weier hy. En susters, sal jy regtig onder die woord van die Here buig? Sal jy regtig buig onder die gesag van die Here se woord? Dit kom nie van selfsprekend, die geliefde. Hierdie koning het beleef. Hy het die genade in Christus beleef. Maar sy hart was kliphard. Dit kom nie van selfsprekend om te buig onder die gesag van die Here en om te buig onder die woord. Die almagtige werk van God deur sy gees en sy woord. Dis wat nodig is om ons te oortuig. Dis wat nodig is om ons te oortuig van die Here se koningskap. Om te buig onder die Here en onder sy woord, dit vereis wonderwerk. Dus die Here het vir hierdie volk en hierdie koning gevra om sterk te staan. Wees trots, wees waardig, staan julle man en byt net vas, dis beslis nie wat die Here gevra het nie. Ons lees hierdie woorde so baie rondom ons, op ons fone nie waar nie. Soveel motiveringssprekers gebruik hierdie woorde. Lees ons woorde soos, jy kan dit doen, glo in jouself, hou uit, wees braaf. Het jy al ooit 'n motiveringsspreker gehoor, broer en suster, gesê het, keer van jou sondes, en keer terug na die Here toe. Bekeer, draai terug na die God van die hemel en aarde toe, dit hoor ons baie min. Wat is die motivering wat hierdie volk Israel nodig gehad het? Om opgeroep te word, om in sak en as terug te draai na die Here toe. Jona gaan doen dit vir die hele volk Assirië. Miskien die boek Jona. Wat doen daar die volk? Hulle gaan in sak en as bekeer hulle vir die Here. Wat lees ons dan dat die Here berou van die onheil wat hy gesê het wat hy oor daardie volk sal doen? Sal wat bring. Maar groot vraag is hoekom? Hoekom sal ons bekeer? Hoekom sal ons sak en as grootmoedig vir die Here? Hoekom sal ons terugdraai na die Here toe? Eintlik moet ons vra, broer en suster, hoe gaan die Here dit regkry om hierdie hardnekkige volk en hierdie hardnekkige koning na homself toe weer terug te bring? Gaan die Here hulle dryf? Gaan die Here deur vrees hulle laat omdraai? Hoe gaan die Here te werk met so 'n koning wat teen hom gedraai het? Wat doen die Here? Dit gaan eintlik ons verstand te bowe wat ons hier lees. Die Here kom in sy beloftes. Ons sê, wat doen die Here?
Die Here kom met sy verbond. Die Here kom met sy onbeskryflike genade na hierdie mense toe, na hierdie volk en na hierdie koning toe. Môre se tyd sê die Here vir hulle, môre se tyd sal die situasie handomkeer anders wees. Dit beloof die Here in vers 1 van Hosea. Maar alles wat ons gelees het aan die einde van hoofstuk 6, kom die Here net met hierdie wonderlike belofte. Ons kan dit eintlik nie begryp nie. En wonderbaarlik gebeur het. Hoe dit gebeur het ons gelees. Hulle het 'n gedruis gehoor. Dis nie deur 'n weermag gewees nie. Daar was nie militêre mag gewees wat hulle verlos het nie. Dit was nie 'n koning wat iets vir hulle gaan beding het by ander konings nie. Dit was nie politiek wat hulle gered het nie. Partykeer dink ons die politiek sal ons red. Hulle is selfs ook nie eens gered, die broer en suster, dis aangrypend om dit te hoor. Hulle is selfs ook nie eens gered omdat hulle bekeer het tot die Here nie. Hulle is nie gered omdat hulle nou beter mense geword het en toe besluit die Here nie, hy gaan hulle red. Selfs dit lees ons ook nie. Nog voordat die volk of die koning enigstens bekeer het, toe kom die woord van die beloftes van die Here daar in hulle midde kom. Toe kom die woord van onbeskryflike genade daar in hulle midde. Môre se tyd sal op die kos wees. En dit gebeur. Hulle word gered deur 'n wonder. 'n Wind, of 'n geluid, of 'n gesuis, of 'n gedruis wat hulle gehoor het, 'n illusie. Dis hoe hierdie groot vyand gevlug het. Dit was 'n illusie gewees, 'n gesuis of 'n gedruis wat hulle gehoor het. Hierdie groot weermag van die Arameërs maak die Here tot niks nie, hulle vlug net. Liewe gelowiges, soos wat ons vanoggend in Psalm 2 gesing het. Die Here spot werklik waar met sy vyande. Ons het dit gesing in Psalm 2. Net hoe spot die Here met sy vyande. Net 'n gesuis, net 'n gedruis, en hulle is weg. Ons redding, broer en suster, is 'n wonder. Ons het dit nie verdien nie, ons kan nie. Hierdie volk het dit nie verdien nie. Die Here beloof dit in sy woord. Dis waarvan die hele Ou Testament vol is. Die Messias gaan kom. Die Here se knegt gaan kom. En hierdie wonder gebeur. Die wonder van ons verlossing gebeur. Die woord van die belofte. Die woord van die verlossing het vlees geword en die woord van redding het in ons midde gekom. In ons midde. Die wonder van Christus en die kruis en die opstanding. Weer in ons midde op hierdie aarde. Die woord van redding het gekom. En net soos hierdie redding ook onverdiende, onbeskryflike genade. Die Nuwe Testament lees ons dit baie keer, Romeine 3 vers 24 net 'n voorbeeld, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is, sonder verdienste. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God, dis 'n geskenk van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Met ander woorde, ons redding in Christus is 'n gawe. Presies soos wat dit was vir hierdie volk en vir die koning daar in Samaria, dit was alles net 'n gawe vir hulle. Hulle het dit nie verdien nie, alsbehalwe. Ons het nie Christus verdien nie, ons verdien nie ons verlossing nie. Ons het niks om op te spog of op te roem en te sê, dit het ek gedoen en daarom is ek verlos nie. Want ons kan en ons het geen bydrae gemaak tot ons verlossing nie. Christus is alleen maar onbeskryflike, onverdiende genade. Ja, die dan wat daar langs die koning was, hy kon dit nie glo nie. Hy kon nie hierdie belofte van die Here se verlossing en sy uitredding glo nie. Al maak die Here ook vensters in die hemel en hy gooi kos vir ons van die hemel af, en dat ons dink aan die manna wat in die hemel uitgereën het. Hierdie adjudant het waarskynlik was veronderstel om hierdie geskiedenis te ken het, hoe die Here manna uit die hemel vir hulle laat reën het. Maar hier sê hy, al maak die Here ook vensters in die hemel, gooi die kos van die hemel vir ons af.
Sou so iets kan gebeur? Sou kos vir 24 uur weer so beskikbaar wees? Spot en met die Here se beloftes. Maak die Here venters in die hemel so iets sal nie kan gebeur nie, sê hierdie adjudant. Dit is om te goed om waar te wees. Broers en net so is die evangelie van die kruis van Christus vir baie mense te goed om waar te wees. 'n man wat op 'n kruis sterf, en daar is my lewe weer reg met die Hemelse Vader. 'n man wat op 'n kruis sterf, en dan sien ons Hemelse Vader my in skoon, blink, wit, linne, en ek is voor hom asof ek nooit weer sonde gehad het, of geken of gedoen het. Begin mense spot en sê dis verregaande, dis onmoontlik. Ander mense begin weer verveeld raak met hierdie evangelie van Christus en die kruis en die opstanding. Hierdie totale, onverdiende genade. Nee, sê hulle maar, ons moet tog iets doen. Dit kan nie net alles onverdiende genade wees nie. Daar moet meer wees. Ons moet seker ons ook ons plaas of ons eiendom begin salf, sal hulle dan sê. Of ons moet seker bordjies opsit op ons plaashek wat sê maklike boerdery of maklike besigheid. Dis tog net seker nodig dat jy hierdie gebed moet bid, dan word jy verlos. Hierdie fees moet bykom, ek moet seker hierdie fees onderhou. Hierdie tekens, so kan ons baie dinge opneem. En as dit nie meer die onverdiende genade van Christus alleen nie, dis nou Christus plus. Sluit af, broer en suster, die evangelie van onbeskryflike, onverdiende genade is die beste nuus wat iemand kan hoor. Kyk wat gebeur hier in ons 4 melaatse manne, die uitgewerkte mense van die samelewing. Hulle kom na die stadspoort van Samaria toe met die goeie nuus. Hierdie 4 melaatse mense. Sê die een vir die ander, ons doen nie reg nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie boodskap. En ons bly stil. Hierdie eenkant mense, hierdie uitgeworpenes, hulle word die draers van die goeie boodskap, hulle word die draers van die evangelie. Die stad Samaria, dieselfde woord, goeie boodskap, is evangelie. So besef ons, broers en susters, die Here kies mense om mee saam te werk, maar watter mense kies die Here? Die Here kies nie noodwendig die mees gekwalifiseerde mense nie. Die Here kies nie noodwendig die mees waardigste mense nie, nie die skerpste mense nie, nie noodwendig die slimste mense nie, 4 melaatses. Want die Here verheerlik homself deur ons. Liewe gelowige, ons alledaagse, eenvoudige omstandighede is nie 'n struikelblok vir die Here nie. Ons of jou status in die dorp is nie 'n struikelblok vir die Here nie. Ons alledaagse roeping is nie 'n mors van tyd nie. Ons is instrumente. As die Here hierdie 4 melaatse mense kon gebruik, dan kan hy versekerlik ook ons gebruik. En ons het baie groter nuus wat ons kan aanbring as wat hierdie melaatse mense gebring het. Ons kan die nuus van die onverdiende, onbeskryflike genade, lossing van Christus kan bring. Ons kan die verborgenheid van Christus kan bring, sodat ons in al Paulus se briewe lees, of baie van sy briewe lees. Die verborgenheid van Christus, wat nou geopenbaar is, dit kan ons gaan bring in die wêreld. Mag ons deur die vrug van die Gees hierdie evangelie van onverdiende genade in Christus gaan uitleef, gaan bring in ons dorp. Amen. As antwoord op die woord van die Here, sing ons ook iets van dit wat hierdie volk ook beleef het. En die psalms wat ook van Christus sing, mag ons ook nou hier sing. Psalm 118, waarvan sing ons vers 12 en vers 13, en dan gaan ons saam bid.
Onse Vader wat in die hemele is, dat U naam geheilig word, en dat U koninkryk kom, dat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons sondes, net soos ons hulle vergewe wat teen ons sondig. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Voordat die Here ons wegstuur en sy wegstuur seën in ons Psalm 31 daarvan vers 16 en 17.